Ek wil graag begin deur te erken dat hierdie 'n baie sensitiewe onderwerp kan wees in ons hedendaagse samelewing. Dit kan vir sommiges 'n onderwerp wees wat baie emosie daaraan gekoppel het, met verstaanbare redes daarvoor. Hierdie studie het ten doel om pastorale sorg en leiding vir die mense van Elohim in te lig. Die kompleksiteite van die moderne lewe verhoed dat die skrif spesifieke aanwysings vir elke saak insluit, omdat ons besef dat ons nie weet hoe die apostels moontlik elke probleem wat deur egskeiding en hertrou ontstaan het hanteer het nie, bied ons hierdie referaat aan in 'n opregte poging om die waarheid van die skrif te bevestig, terwyl ons daarna streef om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede, soos daar geskrywe staan in Efesiërs 4 vers 3. Die huwelik tussen een man en een vrou vir 'n leeftyd is die historiese gelowige standaard gebaseer op die volle getuienis van die skrif. As verbondsgelowiges in Majesteit Jahweh hou ons die huwelik in so hoë aansien dat ons slegs die reg om te skei erken onder 'n nou stel skriftuurlik geregverdigde uitsonderings. Waar ons die reg op egskeiding erken, erken ons ook die vryheid om weer te trou. Selfs wanneer daardie uitsonderings nie bestaan nie, behoort geskeide en hertroude verbondsgelowiges aan die volk van Elohim en moet hulle as lede van die liggaam van die Messias behandel word. In groot dele van die westerse wêreld is lewenslange huwelike lankal nie meer die norm vir gesinne nie. Byvoorbeeld, een 21ste eeuse studie toon dat ongeveer 1/3 van Amerikaners wat getroud is of was, ook minstens een keer geskei is. Onder selferkende evangeliese Christengelowiges het 25% glo egskeiding ervaar. Groot segmente van die algemene bevolking woon in gesinne met enkelouers aan die hoof, het sy geskei of nooit getroud nie. Baie ander leef in verbygaande verhoudings wat gekenmerk word deur gerief of vrees vir wetlike verstrengelinge. Dieselfde situasie heers ook onder die blankes hier in Suid-Afrika. Kortom, baie mense leef vandag in stryd met Majesteit Jahweh se ontwerp vir die gesin, vir seksuele verhoudings en vir kinderopvoeding. Die liggaam van Yeshua die gesalfde een moet praat oor die kwessies van egskeiding en hertrou, wat al te dikwels voorkom. Belydende gelowiges kan worstel met hoe hulle toewyding aan Yeshua die gesalfde een, hulle sienings van die huwelik, egskeiding en hertrou moet vorm. Die huwelik verbind twee geslagte, manlik en vroulik, wat deel in die goddelike beeld. Beide mans en vrouens is biologies nodig om vrugbaar te wees en te vermeerder, sodat die Adamiete Elohim se gesag oor die aarde kan weerspieël. Sien gerus Genesis 1 vers 27 tot 28. Die huwelik tussen twee geslagte moet 'n wedersydse verhouding wees. Nadat Elohim die Adam in die tuin geplaas het om dit te bewerk, het hy opgemerk dat die Adam nie alleen moet wees nie. Elohim het die Adam se gelyke geskep om saam met hom te werk as 'n Ezer, sien Genesis 2 vers 18. Ezer is 'n Hebreëse term wat helper, bondgenoot of redder kan beteken. Die Tanach of Oud Testament gebruik die term die meeste om Elohim te beskryf. Die Adam het dadelik sy gelyke in vrou erken in vergelyking met ander lewende wesens volgens Genesis 2 vers 19 tot 23. Die huwelik is 'n lewenslange verbintenis tussen twee geslagte. Die verhaal van die vrou se skepping verduidelik die huwelik as die oomblik
dat die man sy familie van herkoms verlaat om een vlees met sy vrou te word volgens Genesis 2 vers 24. Yahshua het van hierdie verbintenis gesê en ek quoteer, wat Elohim saamgevoeg het, mag niemand skei nie, Matteus 19 vers 6. Die huwelik is 'n verbond. Dit is 'n plegtige, bindende ooreenkoms wat voor Elohim en onder mense in die samelewing gemaak word. Die huweliksbevel van Genesis 2 vers 24 impliseer sterk die aard van die huwelik. Maar Maleagi 2 vers 14 beskryf dit as 'n verbond. Jesegiel 16 vers 8 brei dan die idee van die huwelik uit na die verbondsverhouding tussen Elohim en Israel. Die huwelik is 'n verbond tussen een man en een vrou. Terwyl verskillende rolle vir mans en vrouens in verskillende kulture bestaan, is die belangrikste verskil tussen mans en vroue biologies en hou dit verband met voortplanting. Net vroue kan sê, met die hulp van Yahweh het ek 'n ander Adamiet gebaar, Genesis 4 vers 1. Die fisiese verskille wat tussen mans en vroue bestaan, ontken nie die gelyke verantwoordelikheid wat hulle vir hul huwelik deel nie. Die seksuele volëinding van die huwelik is vir voortplanting, binding en wedersydse plesier in 'n veilige en liefdevolle verhouding. Paulus het huweliksmaats geleer om mekaar seksueel getrou te respekteer. Ons lees dit in 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 5. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te kan wy, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Die skriftuurlike huwelik begin en eindig met monogamie. Die eerste verhaal van die gesin fokus op een man en een vrou. Sommige het later polygamie beoefen, maar die gevolglike gesinservaring was nooit ideaal nie. Sien byvoorbeeld Genesis 21 vers 9 tot 10, Genesis 37 vers 2 tot 36 en 1 Samuel 1 vers 1 tot 8 vir verdere verwysing. Die vergelyking van Israel se een Elohim volkverhouding met die instelling van die huwelik, byvoorbeeld Jesaja 54 vers 5 en Hosea 3 vers 1, het gelei tot 'n aandrang op een eggenoot huwelik deur die Nuwe Testamentiese era. Binne die gemeentes het Paulus polygamie vir leiers verbied deur sy verwysings na 'n eenman-vrou in 1 Timoteus 3 vers 2 en vers 12 en in Titus 1 vers 6. Paulus het die huwelik gesien as analoog aan die verhouding tussen Mashiach en die gemeente, sien Efesiërs 5 vers 21 tot 33. Eggenote se getrouheid aan mekaar se welstand weerspieël die versoende gemeenskap waarvoor Mashiach gesterf het en vir wie Mashiach sal terugkeer. Elohim het egskeiding as skadelik beoordeel, sien Maleagi 2 vers 14 tot 16. Egskeiding was nie deel van Elohim se oorspronklike bedoeling vir die Adamiet nie. Die doelbewuste verbreeking van die huweliksverbond belemmer Elohim se oogmerke in die huwelik. Elohim se wet of Torah, sy instruksies, het egskeiding gereguleer. Die wet het erken dat egskeiding reeds in Israel plaasvind. In daardie tye was vroue onder die gesag van mans. 'n man kan sy vrou sonder wettige toevlug
aan hongersnood of prostitusie oorlaat op 'n blote gril. Die egskeidingswet in die Torah was 'n noodsaaklike verskansing teen mishandeling. Ek herhaal dit weer. Die egskeidingswet in die Torah was 'n noodsaaklike verskansing teen mishandeling. Die wet het die moontlikheid van egskeiding slegs onder noukeurig voorgeskrewe omstandighede gebied, sien byvoorbeeld Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 en Deuteronomium 22 vers 13 tot 19 en verse 28 tot 29. Yeshua die gesalfde een het teen egskeiding gepraat in Matteus 19 vers 5 tot 6 en Markus 10 vers 6 tot 9. In die konflik tussen Yeshua en die Fariseërs oor egskeiding, het die vraag gegaan oor wat as onwelvoeglikheid in Deuteronomium 24 vers 1 gekwalifiseer het. Kan 'n man van sy vrou skei vir enige rede of slegs vir oorspel? Yeshua het daarop gewys dat Moses hulle slegs toegelaat het om van hul vrouens te skei, maar selfs dan nie vir elke saak nie, sien Matteus 19 vers 3 en dan vers 7 tot 8. Yeshua het Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 geïnterpreteer as 'n beskrywing van egskeiding wat in sekere gevalle plaasvind, nie 'n opdrag om te skei nie. In die geval van huweliksontrouw het Yeshua egskeiding toegelaat, Matteus 5 vers 32 en sien gerus ook Matteus 19 vers 9. Die Griekse woord wat in hierdie gedeeltes met huweliksontrouw vertaal word, is porneia, wat ongetwyfeld egbreuk sal insluit, maar is ook 'n breër term vir seksuele onsedelikheid van verskillende soorte, dikwels gewoonte, beide voor en na die huwelik, sien Markus 7 vers 21, Handelinge 15 vers 20, 1 Korintiërs 5 vers 1, Galasiërs 5 vers 1, Efesiërs 15 vers 1, Efesiërs 5 vers 3 en 1 Tessalonisense 4 vers 3. Toe Yeshua teen egskeiding gepraat het, was die bekommernis dat mense enige verskoning vind om van een gade te skei om met 'n ander een te trou. Let nou mooi op, egskeiding ter wille van hertrou was egbreuk in Elohim se oë, tensy porneia reeds die huweliksverbond verbreek het. Paulus het gelowige egpare verbied om te skei. Ons lees in 1 Korintiërs 7 vers 10 tot 11, en aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die meester, dat die vrou nie van die man moet skei nie, en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Verbondsgelowige egpare moet ongetroud bly as hulle wel skei, tensy hulle met hul gelowige eggenoot versoen word. Paulus het verbondsgelowiges ook verbied om egskeiding te begin, bloot omdat hulle maat 'n ongelowige was. Gestel 'n ongelowige huweliksmaat wil in die huwelik met 'n gelowige bly. Vir Paulus heilig of sonder af die gelowige hulle huwelik en gesin deur hulle teenwoordigheid in daardie huwelik as 'n volgeling van Yeshua. Ons lees in 1 Korintiërs 7 vers 12 tot 14. Maar vir die ander sê ek, nie die meester nie, as enige broer 'n ongelowige vrou het en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie, want die ongelowige man is afgesonder deur die vrou, en die ongelowige vrou is afgesonder deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees,
maar nou is hulle afgesonder. Trouwens, die gelowige huweliksmaat se getuienis kan lei tot die redding van die ongelowige huweliksmaat, 1 Korintiërs 7 vers 16. Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red? Of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? Paulus het vir egskeiding toegelaat wanneer 'n ongelowige huweliksmaat onwillig was om in die huwelik met 'n gelowige voort te gaan. In daardie geval moet die gelowige hulle laat gaan om in vrede te lewe volgens 1 Korintiërs 7 vers 15. Net soos die huwelik met 'n ongelowige 'n gesin na Mashiach kan lei as die ongelowige wil bly, kan die afdwinging van die huwelik op 'n ongelowige wat wil verlaat, die vrede wat die evangelie beloof om te bring, ontwrig. In hierdie gevalle bied verlating by implikasie gronde vir egskeiding en hertrou. Samevattend is die huwelik 'n plegtige verbond tussen twee lewensmaats, manlik en vroulik, wat Elohim van plan is om 'n leeftyd te hou. Huwelike skep ook die potensiaal vir die geboorte en grootmaak van kinders. Twee ouers kan 'n beter vennootskap vir die beswil van die kinders en die beswil van mekaar skep en koester. Daar is geen nouer menslike verhouding as die huwelik nie, so daar is geen beter analogie vir die verhouding tussen Elohim en sy volk of Mashiach en sy gemeente nie. Die huwelik moet die liefdevolle gemeenskap weerspieël wat Elohim vir sy mense bedoel. Elohim haat egskeiding onder sy volk. Dit skend die verbond tussen vrouens en mans as draers van die goddelike beeld in hulle verbintenis. Terselfdertyd het Elohim vrouens beskerm teen mishandeling in kulture waar mans meer mag gehad het om egskeiding te begin deur nou voorwaardes voor te skryf waarin egskeiding toelaatbaar is. Yeshua het ook beskerming gebied teen gades wat om enige rede wou skei. Yeshua het wel egskeiding vir huweliksontrou toegelaat, alhoewel hy nie beveel het nie, omdat een huweliksmaat reeds die huweliksverbond verbreek het. Paulus het ook egskeiding vir verbondsgelowiges verbied, maar het voorsiening gemaak vir ongelowiges wat in die huwelik met gelowiges verbind was. As 'n ongelowige wil uit, moet die gelowige die huweliksmaat laat gaan. As 'n geïmpliseerde verlating is die huweliksverbond reeds weer verbreek, dus moet egskeiding toegelaat word. Yeshua het die Torah geïnterpreteer deur na die hart of gees van die Torah te kyk en nie net na die bewoording of die letter daarvan nie. Paulus het Yeshua geïnterpreteer deur na die hart of gees van die evangelie te kyk en nie net die een uitsondering wat Yeshua bespreek het nie. Beide Yeshua en Paulus het egskeiding toegelaat toe die huweliksverbond reeds verbreek was. Hulle het ook oorweeg wat gades teen mishandeling beskerm het in hul gesprekke oor egskeiding. Alhoewel dit 2 neem om te trou, kan dit dalk net 1 neem om 'n egskeiding af te dwing. Verbondsgelowiges is nie verantwoordelik vir egskeidings buite hulle beheer nie. Ons erken uitsonderings vir egskeiding en hertrou op grond van die bogenoemde: egbreek, verlating van 'n gelowige deur 'n ongelowige, gesinsgeweld en gemeentelike nietigverklaring. Ons reken ook nie egskeiding voor bekering teen die moontlikheid van hertrou nie. Wat ook al voor bekering gebeur het, behoort tot die ou lewenswyse. Voor bekering egskeiding tel nie as die mislukking van 'n gelowige huwelik nie. Huishoudelike mishandeling, hetsy van die gade, kinders of albei, kan ook 'n verbreeking van die huweliksverbond daarstel. Verbondsgelowige gades moet mekaar lief hê en wedersyds aan mekaar onderwerp en die vrug van Elohim se inwonende gees aan mekaar manifesteer op 'n daaglikse basis.
Ouers moet vir hul kinders sorg deur self ouers te word. Geen huweliksmaat moet net so min in 'n onveilige omgewing bly as wat 'n ouer die leiding van hul kinders kan verontagsaam nie. Elohim se roeping oor ons as rentmeesters van ons kinders en liggame is nie minder betekenisvol as Elohim se roeping oor ons as huweliksmaats nie. Op grond van die skrif hou ons die misbruiker verantwoordelik vir die verbreeking van die huweliksverbond en nie die een wat mag skei om hulself of hul kinders te beskerm nie. 'n Gemeentelike nietigverklaring is ook 'n skriftuurlike uitsondering wat vir hertrou moontlik maak wanneer die eerste huwelik nie vrylik of eerlik gesluit was nie. Indien deur geweld, bedrog of gebrek aan volëinding kan 'n huwelik nietig verklaar word in die erkenning dat daar geen verbond tussen twee gewillige partye was om mee te begin nie. Terselfdertyd is die persoon wat op so 'n wyse bedrieg was 'n onskuldige party tot die mislukking van die huwelik. Die Torah maak dit duidelik dat egskeiding hertrou toegelaat het. Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 het aanvaar dat die geskeide vrou en voormalige man weer sou trou. Hierdie gedeelte toon egter dat die Torah sekere perke op hertrou plaas. 'n Man kon nie sy geskeide vrou terugneem na haar huwelik met 'n ander man nie. Kom ons lees saam Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en 'n ander man sin word, en daar die laaste man haar haat en haar 'n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as daar die laaste man sterwe wat haar vir hom as vrou geneem het, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy vrou word, nadat sy onrein geword het nie. Want dit is 'n gruwel voor die aangesig van Jahweh, en jy mag op die land, wat Jahweh jou Elohim jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie. Yeshua het geleer dat egskeiding en hertrou sonder skriftuurlike oorsaak egbreuk was. Dit was 'n sonde teen die verbond van die eerste huwelik, sien Matteus 5 vers 32, Matteus 19 vers 9, Markus 10 vers 11 tot 12 en Lukas 16 vers 18. In hierdie laasgenoemde gedeeltes het Yeshua verskyn om met diegene te praat wat opsetlik egskeiding begin het, sonder dat hulle skriftuurlike gronde gehad het om dit te doen. Yeshua het egter erken dat die fundamentele probleem egskeiding sonder 'n wettige skeibrief self was en nie hertrou nie. Omdat Yeshua 'n uitsondering namens die onskuldige gade ingesluit het, pleeg 'n getroude persoon wat van 'n seksueel onsedelike gade skei nie egbreek nie, aangesien die oortreder reeds aan egbreek skuldig is. Die onskuldige eggenoot pleeg ook nie egbreek by hertrou nie. Let daarop dat huweliksontrouheid of porneia dikwels voortdurende onsedelikheid impliseer. So, hierdie uitsondering is nie 'n opdrag om 'n redbare huwelik te beëindig nie. Paulus het ook 'n uitsondering namens die onskuldige huweliksmaat ingesluit wanneer ongelowige huweliksmaats onwillig was om saam met lewensmaats te woon wat gelowig geword het, sien 1 Korintiërs 7 vers 15. Paulus moedig nie hertrou na egskeiding aan nie, maar hy veroordeel dit ook nie vir onskuldige partye nie. Ons lees in 1 Korintiërs 7 vers 27 tot 28. Is jy aan 'n vrou verbonde? Moenie losmaking soek nie. Is jy los van 'n vrou? Moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, sondig jy nie.
en as 'n maagd trou sondig sy nie, maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees en ek wil julle spaar. Hertrou vestig 'n nuwe huweliksverbond. Die skrif maak dit duidelik dat huweliksmaats wat hul huweliksverbond verbreek vir die rede om met 'n ander te trou, sondig deur egbreek te pleeg. Tog plaas die skrif nooit sulke skuld op die onskuldige maat nie. Verbondsgelowiges moet net weer met iemand trou wat aan die meester behoort, volgens 1 Korintiërs 7 vers 39, en die nuwe huweliksverbond moet permanent wees. As gevolg van 'n vorige egskeiding, kan sommige gemeentes 'n individu se geskiktheid vir verskeie leierskapsposisies beoordeel, soos leraar, ouderling en diaken. 'n Bewese, suksesvolle hertrou of 'n voldoende tyd verby die egskeiding vir diegene wat ongetroud gebly het, kan aantoon dat geestelike bekommernisse wat uit die mislukte huwelik voortspruit, nie meer bestaan nie. 'n Gemeente kan bepaal dat, eerder as 'n diskwalifiseerder, 'n gesonde langtermyn hertrou kwalifiseer as bewys van die vlak van volwassenheid wat nodig is vir iemand om 'n leiersposisie te beklee, selfs buite die voorheen genoemde uitsonderings vir egskeiding. Naby die bokant van die lys van vereistes vir die ampte van ouderling of opsiener is dat hulle die man van een vrou sal wees. Ons lees in 1 Timoteus 3 vers 2 en vers 12. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer. En Titus 1 vers 6, as iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. In Grieks lees dit letterlik een vrou man. Die presiese betekenis daarvan is ontwykend en is onderhewig aan verskeie interpretasies. Die meer algemene vraag is of hierdie gedeelte na een gade op 'n slag verwys of een gade vir 'n hele leeftyd. Beteken dit dat ouderlinge en diakens nie weer kon trou nadat hulle weewenaar was nie? Nie weer kon trou nadat hulle geskei was nie? Of, indien getroud, net met een persoon getroud moet wees, dit wil sê geen poligamie? Ons het die interpretasie aanvaar dat die een-vrou-man beperking van toepassing is op individue in 'n heteroseksuele monogame huwelik waarvoor egskeiding nie 'n opsie is nie, behalwe onder spesifieke voorwaardes. As daardie voorwaardes wel bestaan, word hertrou vir geskeide leraars, opsieners en diakens toelaatbaar. Daardie voorwaardes moet uitsonderings wees wat volg op skriftuurlike leringe oor die huwelik, bekering en die waarde van mense. Dit sluit in die toelating van hertrou wanneer die egskeiding voor bekering plaasgevind het, omdat ons nou 'n nuwe skepping is, as gevolg van die vorige eggenoot se seksuele ontrouheid, as gevolg van die verlating van die gelowige, as gevolg van huishoudelike geweld wat teen 'n eggenoot of kind gemik is, of ter erkenning van 'n gemeentelike nietigverklaring as gevolg van bedrog, opsetlike gebrek aan voltrekking van die huwelik of gebrek aan vryheid of toestemming om die huwelik te betree. Die volgende beginsels en aanbevelings word vir oorweging aangebied. Alle verbondsgelowiges moet gereelde en konsekwente onderrig oor die aard, permanensie en koestering van die huwelik hoor. 'n kompromislose verklaring van die heiligheid van die huwelik moet verwoord word op maniere wat die geskeides bevestig en vertroos en hulle toerus om suksesvol te wees in enige nuwe huwelik wat dalk reeds onderneem is.
Die slagoffers van egskeiding, insluitend kinders, benodig en verdien spesiale sorg binne verbondsgelowige gemeentes en van opgeleide versorgers. Die gemeente moet ook doelgerig en kompromisloos met belydende gelowiges omgaan wat opsetlik hul huweliksbeloftes skend en betrokke raak by gedrag wat hul huweliksverbonde vernietig. Besondere sensitiwiteit is nodig vir diegene wat vasgevang is in moeilike huweliksomstandighede wat nie spesifiek in die skrif aangespreek word nie. Gelowiges wat in hierdie omstandighede vasgevang is, het noukeurige leiding nodig. Lei hulle deur die toepassing van skriftuurlike beginsels en gebed, sodat hulle besluite neem wat ooreenstem met die skrif en hul gewetes. Dit is die einde van deel 1. In deel 2 sal ons 'n bietjie meer in diepte ingaan oor die kwessie van trou en hertrou en wat die skrif daarvan sê. Kyk gerus dus uit vir daardie video want dit gaan 'n baie belangrike een wees, aangesien hierdie een net die oorhoofse hoogtepunte dek en 'n basiese inleiding gegee het van skei en hertrou. Baie dankie vir die saamkyk medebroers en susters, versprei gerus hierdie video met mede volksgenote. Tot volgende keer, vrede vir elkeen.